duivel gaat hier aan? Dit gaan nou al so aan vanaf meneer weg is vir middagete. Dis 'n huis van ontog hierdie. Die telefoon lui, juffrou Parker. Die telefoon, juffrou Parker. Ek sal hom aan. Jan Rademan en Kiet. Oes my. Jan Rademan se kantoor, goeiemiddag. Net 'n oomblik. Juffrou Roos, gaan voort met jou werk. Meneer hier is daar die leer van meneer Greef gereed. Ja, byna meneer. Ja, voordat hierdie kantoor vanaand sluit met daardie leer gereed wees en die kontrak moet getik wees sonder foute. Hoe was die ete vanmiddag, meneer Rademan? Ah, Hallo Koetie, ek wil jou nog vertel van hierdie Elsie myntjies. Ek hoor sy wil haar man vermoor. Ja, hy sê glo sy's te vet. Hy sê hy sien kans vir 160 pond, wat die vir 260 pond het. Maar hy het nou 'n ander een, en die is glo blond. Nee, haar man is glo dood in 'n pyn en sy weet nie, die pyn. Pyn. P vir Pieter, Y vir IJsland en N vir pneumonia. En die keis. Goeiemiddag meneer, kan ek help? Ja, ek is Preller, David Preller. O, Is meneer Rademan in? net 'n oomblik. Wag net 'n bietjie hoor, Katie. Hallo Susan, hier's 'n Preller om vir ou Rademan te sien. Ja. Hey. Hou Katie net so oomblik hoor. Net 'n oomblik meneer Preller. Sit maar. Hallo, sien ook daar. Ek jou was sê, hy het nog glo 'n ander een, jong. Skeel my, skat, maar ons hom glo al wat omgekeer. Goeiemiddag, meneer Preller. Ja, ek is van Breiter en Bette Begrafnisse Beperk. Ek het maar net gekom om die kontrak te teken. Ek sien kinders nie. Maar kyk, sy eerste vrou moes bly na hy treurige. Teken hier as. So lag gekry in die kombuis op afgesny met 'n broodpies nog. Ja, hy was toe mos juist by Elsie in die Kaap. Nie so hard nie, juffrou Parker. Dit was 'n broodmes met 'n saaglem, dit was duidelik in die hof te sien. Ag my, jy dink aan daai maar ou kabaretsangeresie met die wit sykous. So papperige affære wie? Nee, jong, gee vir my 'n broodmes of 'n revolver. Ag weer. Nee man, nee. Ek is hart en siel teen haar gewees. Dit is so 'n moersige affære man. En al die leidrade word toegespan. Ja, as nou klomp kroeks, as 'n Tommy gun aan die ding nie. juffrou Parker, asseblief. Skiet toch dat ek hier raak geskiet neer aan. Ek gaan nou my kantoor deur toe maak, want ek het 'n belangrike kontrak om op te stel. Wie my ook al soek, ek is nie hier nie. En juffrou, skakel asseblief my vrou. En sê vir haar sy moet maar so lank eet. Ek sal net uit die om te kom aantrek. Seker, meneer Rademan. Ag, meneer Rademan, meneer moet eet, meneer sal siek word. Ek het mos seker nie tyd om te eet nie. Juffrou Parker, my vrou. Ek kan nie help as dit beset is nie. Juffrou, as jy aanhou met jou persoonlike oproepe, gaan jy die trekpas kry. Goed, meneer Rademan. Hallo, Koetie, is jy nog daar? Ag, niemand so meer die ou Bobby Jan met stukere gaan. Hy sê sy ou hond blaf vreeslik maar byt niks. Maar wag, ek net gou sy ou wyfie bel oor hou aan. Hallo, mevrou Rademan, dis Anne Parker hier, hoe gaan dit? Nee, heeltemal goed, dankie. Ag, mevrou, meneer het net gesê ek moet skakel om te sê hy sal ongelukkig 'n bietjie laat wees. Ja. Dankie. Hallo liefling. Jan werk glo laat en is alleen. Dalk is dit nou die tyd om hom toe te gaan. Goed, dan kry ons dit maar agter die rug. Mooi bly. Die bloody skelms. Ek het net gaan om te keer met die mens werk. 500 rand per maand betaal.
Nou, wel weer dat dood van die doks. Baai, hy word nie klik nie stoei nie, hoor. En ons Pieter met jou skooldrywer in my kar is erin. Ja, kry my soms by Oletjie se samen, hoor. Kyk, baai. Mooi man. Raad man, hoe lyk die koppietjie tee? Meneer Rademan? Ek slaap hy. En hy moet Carmen toe vanaand. Jan Rademan sê, "Wala, goed is daar weer jy?" Hè? Joetjie kan bly wees by gekry. Ek die baarswerk laat vanaand. Wat is dit nou? Ek sien 'n body for breakfast face by die Curzon. Daar's glo 'n sien in waar 'n man 'n polisieman met 'n afgesaagde shotgun in die kop inskiet. Ou Philip van die dry cleaner sê dat mens 'n hele waterlemoen in die gat in kan steek. Ja, en hulle wys alles. Kom ons gaan. Nee, ek luister vanaand Epic Keisboek. Jy weet, ek luister mos al... Wag, ek kom hier nou hoe baie. Nogal vroeg donker geword, nee, meneer Rademan. Ek wonder of het gaan reën. Dink jy dit gaan reën, meneer Rademan? En hoe laat is dit nou? Ons moet al lank op die skeelaar, meneer Rademan. Ai, ek raak iets in die rug. Ai, dit lyk om iets die dop wat af in die kantoor toe nie. Meneer Rademan? Meneer Rademan? Meneer... Polisie! Hallo? Hallo? Is dit die blitspatrolie? Wonderlik. Nee, ek moet sê, moord. Moord. Is 'n lijk. L-I-K lijk. In die kantoor van meneer Jan Rademan, die prokureur. Ja. Wie sê ek? Jy hoef jou styklik, hè? Ek is die telefoonist. Maar kom meneer, ek voel 'n bietjie na. My bene is lam. Lam, M-A-L, lam. Mag ek 'n bietjie. Nee, af my. Sst, geen respect vir die dooies. So ja, nou voel ek beter. Net 'n bietjie water. Ja, my naam is Anne Parker en ek werk in die kantoor van meneer Jan Rademan, die prokureur. Ja, hy's 'n springbok, meneer, almal ken hom. Het hom geken. Nee, hy spring nie nou nie, hy hang. Wie sê ek? Anne Parker, jy ken hom ons al gesê. My adres, Selle Twiststraat, nommer 8, kamer 34, Pondste verdieping. En hoe kom nie? En wie sê so? Ek skree nie. Kyk so meneer, ek gaan enige oomblik begin skree. En as Anne Parker skree, dan sal hierdie... Nee, hy slaap nie. Meneer, jy nou al 'n mens gesien wat slaap met 'n koue, blink dokse. Oeh. Waar die moord plaasgevind het? Waar die lijk is? Nee. Sleg opgesmissen. Gesniffeld. En doodsbleek. Polisie!
Is die polisie hier, juffrou? Konstabel Mani mens, M-I-N-T-Z, van Veldhof, om Cornelis te sien. Is my plainclothes. Ag, konstabel, sal my jou iets vreesliks het gebeur. 'n dolk in die rug. Maak het seer. Het hy my ook gesteek? Nee, daar is niks hier. Maar wie is jy raak? Ek is die getuie. Getuie nommer 1. Ek het gedag, Jessie lyk toe hier, so daar lê hy so omgedop. Ek het flou geword. Ek is 'n sensitiewe mens. Mens. Gaaf. Waar is het? Die lijk. Waar? Op jou oë, man. My oors waar weet oop ek sien gelykie. Op die lesna. Hy's weg. Hy was hier. Ek sê vir jou, hy het hier gelê. Ek het hom gesien, maar hy het twee oë kom. En nou het hy verdwyn. Soos 'n groot speld. Ja. Weet jy wat die boete is as jy die polisie roep sonder rede? Nee. 2 dae tronkstraf. As jy is 4de. Is dit nie rede genoeg as ek my baas sien lê met 'n dolk in sy rug nie? Jy sal dit aan die sergeant moet verduidelik. En my gewete is skoon. Skoon of te nie. Hy sal soos 'n briesende leeu wees, want jy het hom mooi 'n ernstige siekbed laat opstaan, net toe hy besig was om met 'n dopie die koue koers uit te swiet. Nou is dit aan my skuld. Ja, maar jy het hom nat geswiet laat opstaan. Ek was self nat. Gesweet. Ek het help geskree, want ek het my baas gesien met 'n dolk in sy rug. Nou ja. Dat kan dit die verklaring wees, hè? Oh, nee. Ja. Gee aanleiding. Asseblief. Dalk het jy 2 lyke gesien, of 3, of 4. Ek het 1 lijk gesien met 'n dolk In sy rug, ja, ek weet. in die... In elk geval, ek is hier om gesels met jou aan te knip nie. Ek nou 'n krantjie en 'n melkkoek. Dan gaan ek na my woonstel toe. Vir enige verdere inligting met juffrou Ann Parker, kamer 34, boonste verdieping. Goeienaand. Poging om die geregte dwarsboom. 8 dae tronkstraf. 'n maand tronkstraf. Ek sê vir jou. Ek hou jou ek van onder 4 uur toch eens aan kom. Sy jou leer om nie weer lyke te sien nie. Ag, eintlik is jy 'n gawe mens, ou mens. Ag nou ja, dit was lekker om jou te ontmoet. Presies ek. Pak vele mense. Bel die polisie sommer vir 'n bietjie sensasie. Nou Eysteraan sal jou klein kry. Hy het al kwaier ouens getem. Eysteraan, wie's die? Dis my baas. Dis die bynaam verspeurder sergeant Hendrik Greiling van die moord en roof afdeling. Dis ook sy karakter, Eyster en Haan. Hy hou aan. En hy so taai soos 'n ratel. Sy foto was al by in die koerant vir een van 'n moordenaar wat hy aangekeer het. Hy's famous. Al wat lief is bang vir hom. Behalwe ek. Nou, toe nou, nee. Wat vertel jy my af? Ja, ek onthou die eerste keer dat ons saamgewerk het, 1962. Wat bly jou baas in die bed so siek is? Diens is diens. Dag sy. Gesondheid, sergeant. Waar is die lijk? Het verdwyn, sergeant. Wie het dit gevat? Blijkbaar gevlug.
Geen mens weet waarheen nie. Waarvan praat jy, man? Verduidelik. Ja, die dame het ons gebel het verduidelik, sergeant. Naand, generaal. Wie is u, mevrou? My juffrou, generaal. U persoonskaart, asseblief. Persoonskaart, ja. Ag, moet tog net nie kyk nie, hoor ek het vreeslik lelik gekom op hierdie kiekie. Hy gaan nie. Wat soek jy hier? Hy, die wêreld is al klein. Henny Greiling. Hoendertjie. Waarvan praat u, dame? Onthou jy my nie man Ann Parker? My liefste Annetjie dan. Ons bende, man, is standaard 8. Die wit wasens. Leier. Wie was weer die leier? Tuurlijk, jy was mos die leier. Onthou jy nie, man, my niggie was mos Susie van der Merwe. En dit was juist haar ma aan Alice vir die bakkery gehad het. Ag man, onthou jy nie ons meringues gesteel het nie? Jy toch kywie gehou. As dit toe ek hom hoor dat jy 'n polisieman geword het, kon ek my ore nie glo nie. Nog minder my oë. Hou op, babbel asseblief. Dis nie nou 'n saak oor meringues nie, maar oor 'n moord. Hey, en toe was daar 'n keer met die matriek afskeid, onthou jy, ek was nog maar standaard 6, ek so blou satijnrok. Bly stil. Met strikkies. Jy het niks verander nie. Nog net so hardkoppig onnoosel soos altyd. Gewonder hulle noem jou ysteraan nie. Ysteraan? Ja. Wie sê so? O, mensie. Uitstekend. Ons gesels later weer, mens. Dit is seker, sergeant. Wat presies gaan hier aan? Jy het niks te sê nie. Luister na my. Eerstens sien ek, soos ek jou nou hier sien. Ai, merk. Sien ek my baas, meneer Jan Rademan, met 'n dolk in sy rug vermoor. Tweedens, bel ek die polisie. Derdens, word ek flauw. Vierdens, toe ek bykom, is die konstabel hier met sy plain clothes en die lijk is weg. En vijftens, nou was nie 'n vijftens nie, dis al. Hoe verklaar jy die lijk se verdwyning? Ek verklaar dit, ek lei dit af. Jy het niks af te lei nie, ek maak die afleidings. Kies alweer vir jouself die lekkerste en die maklikste werk uit. Nou goed, jy word betaal om die lijk te kry, kry hom dan. Ek betaal genoeg belasting om die hele polisiemag te onderhou. Ek slus in. Kalm bly, Hendrik. Mens! Mens! Gaan soek die kantore deur. Wys my waar die lijk was as daar een was. Hy het hier gelê. So. Wel, daar is nou niks meer nie. Hy was hier, hy was hier, hy was hier. Wel, hy is nie meer hier nie, hy is nie meer hier nie, hy is nie meer hier nie. Kyk my hand. Dis bloed. Sien jy? Dis nie bloed nie, dis rooi ink. Rooi ink se voet. Jy het die potjie rooi ink omgestamp met jou slaanery. Ek? Ja, jy. Bel meneer Rademan se huis en as hy by die huis is, gaan jy tronk toe. Baie dankie. Hai jong, jy moet nie jou neus so hard sny nie. Jy kan jou dinge so blaas. Jou sinus. Hallo, mevrou Rademan. O, mevrou, dis Ann Parker. Hier, hoe gaan dit? Nee, heeltemal goed, dankie mevrou. Ag, mevrou, is seker al iets opgedres vir die opera, né? Mevrou, wat voer hulle eintlik op? Carmen. Ah, tralalala, tiri. Mevrou, ek skakel net om te sê, mevrou, is meneer Rademan al thuis? Hy is nie. Mevrou, weet jy miskien waar hy is of wanneer hy kom? Sy weet nie. Met wie ek praat? O, sommer met hom, mevrou. Met die polisie, mevrou. Ja, mevrou. Ja, mevrou, daar is iets verkeerd. Mevrou, die man... Nee, ek kan nie sê ja. Mevrou, my ou vriend Sergeant Greiling wil net graag met u praat. Net 'n oomblik, mevrou. Mevrou, net nie flou word of aflei nie, maar hy is nou, mevrou. Maar miskien moet ek maar vir haar sê. Mevrou, nee, ek kan nie sê ja. Mevrou Rademan, speelder Sergeant Greiling hier. Ja. Kan jy asseblief onmiddellik na iemand se kantoor toe kom? Goed, dankie mevrou. Wat tog? Gee my 'n lys van die personeellede en waar hulle woon.
Mens, Sergeant? spoor al die personeellede op en laat hulle onmiddellik hierheen kom, dis dringend. Griekie Roos, by haar moeder. Toe nou! Ek skakel jou sound toe deur, hoor. Kiefer. My hoendertjie. Wat jy nodig het, is om te sweet. Hou op man, jy maak my duiselig. Begin nou voor en vertel duidelik alles. Ja, jy sal onthou dat my ma hulle weggetrek het van die sirkel af, Germiston toe. Ek Toe stel nie jou ma belang hulle in van- my verlede nie. Dit kan my nie skeel wie of wat ek vroeër geken het nie. Ai, sisjoene, wie is dan baie lelik en jy my nie wil onthou nie. En hy het jou portret in die koerant was, wanneer was dit nou weer? 61. Ja, dus ek so trots. Sê ek vir almal, sien julle daai? Dis my ou maat. My ma het altyd vir sy moeder klere gemaak. Ons twee. Jy het 'n lang nek en blonde vlegsels gehad. Ja, ek het afgesny. Die blonde vlegsels. Jy het nogal verander, wie. Jy was altyd so 'n ronde dikseun. Jy nog so musikaal. Nie eintlik nie. Ai, ek kan dink. Begin nou voor, juffrou Parker. Wat doen u hier? Telefoniste en inligting. Ek werk al donkie jare hier. Ag man, wag, ek gaan vir ons tee maak. Gaarde ou jong dooi alletjie, juffrou Parker. Hoekom? Ag, ek kon al lank al getroud gewees het. My kerels was te patterig, jongen, niks tussen die ore nie. Ja, weet ek is mos 'n bietjie van 'n intellectual. Ja, jy was maar altyd te kieskeurig. Ek is 2 jaar gelede amper getroud gewees. Ag so. Met wie nogal? Ag man, hy was so bruin gebrande man met 'n snor. Een aand by Clifton, dis presies so middernag sê hy vir my, maak toe jou oogies skapie. Skapie maak haar oogies toe en hy gryp my handsak en staan my binne in die sekerdoeps. Ag toe, wat so snaaks daaraan? En jy? Jy getroud? Ja. Kinders? Ja, 3 dogters. Ek hoop jy drink rooibos tee. Dis nou genoeg. Waar woon u, juffrou Parker? Noem my nou maar Annetjie. Nee, wat ek wil hê jy moet my hoendertjie noem nie. Okay, hoendertjie. Adres. Gaan my 34 boonste verdieping. Ag so. Jy die enigste woonstel in hierdie gebou. Ja. Dis interessant. Ag, nou wat so interessant daaraan? Dis 'n simpel ou woonstelletjie en ek is die skiewie. Eers op kantoor, laaste om te loop. En hier's ook elke maand op. Kom jy en meneer Rademan goed klaar? Ja, soort van. Soort van. Ag, jy sal nog uitvind, hoendertjie. Versand. Interessant. Jy sal nog moes. Koekie. Nee, dankie. Jy sal nog uitvind dat 'n Rademan nie jy's 'n baie simpatieke man is nie. Baie kop in die skram nie, weet. Baie mense wat hom gehaat het toe. Jy byvoorbeeld. Ek het tog altyd hier gebly om net swaar te kry, nie? Ja, mens. Ek het gebel, sergeant. Almal kom. Behalwe mevrou Roos. Polisie sy kuier altyd by jou meisietjie langs aan mensie. Moet ek haar gaan haal, sergeant? Natuurlik. En moenie vir haar te veel vertel nie, hoor. Sergeant. Maar gou nie weer toe. Hoendertjie broei se bronchitis uit. Hoor hier, juffrou Parker. Antwoord nou kort en duidelik op my vraag. Wie's haar Logan? Senior klerk, ou jong kerel. Hy's op die oomblik in die Kaap. Efselje. Freddy, hoe hy's die junior klerk. Hy's mal oor sport en oor meisies en hulle is mal oor hom. O, oh, hy het so 'n mooi stem wie. Klink soos 'n luidspreker op 'n stasie. S van 'n berg. Meneer Rademan se privaat sekretarisse. Hoe privaat? Ag nee, kom hoendertjie, my ou Susan is 'n baie ordentlike ou meisietjie. Sy studeer buitemeers by Unisa en sy maak grade en diplomas van mekaar se posstem. Wie ek sê altyd sy kan beter lyk as sy net weet om aan te trek. Maar sy het nou breinskirtjie, nou blouse en haar, sy sê 39. Maar ek dink sonder om gemeen te wees, ek dink sy is 40. Maak 1 jaar dan sag. Tuurlik, sy eet is na jare. Self voor my 30ste jaar so 'n paar mooi jaartjies sonder verjaardag gehad. Gaan voort, haar privaat lewe. Het nie. Ek is op 'n verhewe soort manier platonies verlief op meneer Rademan. En hy? Nee, jong, hy hou meer van jong blaartjies soos die Griekie Roos. Aha.
Hoe is oor dametjie sy? Tikster, werk nou al 6 maande hier. Kort rokkies, kort beentjies, 'n kort van verstand. Nou, mevrou Rademan. Asseblief, juffrou Parker, wat het gebeur? Ag, mevrou, 'n misdaad. Is dit die slagoffer? Nee, mevrou, hy is van die polisie. Nou wie's vermoor? Ag, is al lank Mevrou Rademan. stil, Ek is- hoender, jy moet sweet. Ag, verskoon tog mevrou, te vreeslike griep. Mevrou Rademan, u man is vermoor. Dis onmoontlik. Ja, mevrou. Die onmoontlike het gebeur. 'n bietjie tee, 'n bietjie koffietjie, 'n doppie. Nee, los my asseblief, ek wil net my man sien. Ons sou hom ook graag wou sien, mevrou Rademan. Ek weer sien, as die lijk weg. Dis ongelooflik. Mevrou Rademan, ek sou u graag 'n paar... Maar jy moet sweet. Mevrou Rademan, as getuie nommer 1 wil ek u 'n vraag stel. Wanneer het u u man laas gesien? Stilte! Ek stel die vraag. Jealousy will get you nowhere. Mevrou Rademan, wanneer het u uw man laas gesien? Dis my vraag. Mevrou Rademan, wanneer het u uw man laas gesien? Ag, wondertjie, man, ek probeer nou. Mevrou Rademan, hoe het u met uw man oor die weg gekom? Goed. Nie dat ons mal was oor mekaar nie. Bietjie op 'n afstand. Min sentimentaliteit. My man was driftig van aard. En die aantrok? Ons was op pad opera toe. Ek het vir my man gewag. Juffrou Parker het gebel om te sê dat hy laat sou wees. Is dit waar, juffrou Parker? Sou u sê dat u man vyande gehad het? Al wat hy gehad het. Die getuienis van mevrou Parker dui daarop dat die misdaad kort voor 5 gepleeg is. Waar was u toe? Tuis. Ek was alleen in my slaapkamer besig om te ontspan. Dis jammer. Ek het 'n skoonheidsmasker op my gesig gehad. En is nie juist iets waarmee mens rondloop nie. Hallo? 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 Hy is nie aangeplak nie. Kom pluk my dan in. Dis 'n bevel. Dis net so gedag stupid is. Hier na oorlede meneer Rademan se kant toe. Sergeant Hendrik Greiling hier. Goeienaand, kan ek u help? Hallo? Hallo? Die in mekaar sprong met 'n wandelende lijk en 'n babbelkous en 'n getuie nommer 1 wat haar so opwend. Babbel, ek wanneer? Okay. Ek het nou net iets baie belangriks onthou. Ek gaan swyg soos die graf. Om getuienis te verswyg word swaar gestraf. Is dit belangrik? Jy moet my help, Annetjie. Ter herinnering aan ons jong tyd. En daai matriekafskeid. Sê my wat jy weet, liewe Annetjie. Jy my ook Annetjie. Okay. Sit. Nou, oop jou oë en kyk. Waarheen gaan jy, juffrou Parker? Trou jy my dan nie Sergeant? Dis gemeen. Moet
het jy ingekom? Dis nie gemeen nie, dis slim. Jy het nie geweet van die geheime deurtjie nie, het jy? Wat 'n geheime deurtjie. Hoe het jy dit oopgekry? En hier's nog een. Dis interessant. Dis duidelik dat iemand dis meneer Rademan se kantoor van die gang af binne gekom het. Maar waar kom die splinternuwe sleutel vandaan? Die moordenaar het dit seker nie weer vergeet. Hy moes seker vinnig pad gee. Tensy hy dit as prins daar gelaat het om ons op 'n dwaalspoor te bring. Nee, dis nie waar nie. Ek gaan van my verstand af. Jy is lankal vir jou verstand af. Kom nou. Ruk u reg. Ek het nog skaars met die ondersoek begin. Hoe laat het u die kantoor verlaat? 5:15. Vertel my alles, ek wil alles weet. Ek sal dapper wees. Kalm bly, juffrou Roos. Wat? Roos! Ek is Susan van der Berg. Ekskuus. Ek is nie daai tert nie. Ek weet te veel dinge van haar. Ek gaan alles van almal vertel. Ek gaan meneer Rademan breek. Jy dalk 'n slukkie. Slukkie, papa. Ek drink nooit. Ek is 'n ou vir die natuur. My naam is nie Ann Parker nie. Ek miskien 'n dronklap. Skyn heilige slong. Wat ek gaan broei op. Moordenaar! Ek het jou prehistorie gehoord met God. Hou nou op. Stil man, vergeet my pad. Ek sal nie. Stil! Stil jy op. My hand is stil en Dis nou genoeg. Juffrou van der Berg. Hoe het u met meneer Rademan oor die weg gekom? Wonderlik. Uitstekend. Dat iemand net sê, dis nie so nie. Charmante man. Intelligent. Ek kan dit nie glo nie. Waar is hy? Die lyk ek wil hom sien. Waar was u so teen 10:45? Op straat. Ek loop huis toe, die dokter het dit aanbeveel vir my senuwees. Ek woon net aan die kant die dieretuin. Die dieretuin was vol, daar was nie plek vir haar op nog. Mevrou van der Berg, sou u sê dat meneer Rademan vyande gehad het? O ja. Daar is altyd mindere geeste wat so 'n kragtige persoonlikheid het. Meneer Rademan het nie tyd gehad vir onnooslis nie. En hy was omring van hebsugtiges. So 'n goeie en verstandige man. Hy het my 'n boks peppermint chocolates gegee op my verjaardag. Volgens u oordeel, wie sou u sê kon meneer Rademan so gehaat het dat hy hom sou vermoor? Jy hoef nie ver te soek nie. Pieter, ek voordeel uit die moord. Dankie. Dis 'n plesier. Wie gee u die reg Jy om het iemand nooit lief gehad nie. u daarvoor vergoed, juffrou? Mevrou het 'n vriend. Eerste ronde, 1-0. Hoe durf u so lieg? Ken dit? Ontken? Natuurlik ontken ek dit. Dis 'n skandelike laster. Juffrou van der Berg is nog altyd verlief op my man. Ons lag ons altyd half dood daaroor. En wat die sjokolade betref, ek is jammer om u te moet teleurstel. Maar dit was 'n miwedoos sjokolade wat deur 'n gierige niggie jaarliks aan ons gestuur word. Liewers om dit weg te gooi het my man. Telling, 1-1, gelyk op. Mevrou van der Berg, u moet my 'n volledige verklaring gee. Die naam van mevrou Rademan se vriend. Meneer Salje. Ek gaan alles in die hof vertel. En hoekom kyk jy na my as jy dit sê? Jy weet baie goed waarvan ek praat. Waarvan? Meneer Rademan het laas maand haar huurgeld verhoog, sergeant. Sy was woedend en hulle het 'n vreeslike rusie gehad. Toe, herhaal nou die dreigemente wat jy kwyt geraak het? Jy is te mal om los te loop. Dreigemente. Ek het nie gedreig nie. Ek
Ek het net gesê, nou goed meneer Rademan, ek wens dat iemand eendag vir u op die hoek van die straat inwag en u met 'n klop teen die pap slaan. Dis mos nie dreig nie. Die konstabel sê vir my, meneer Rademan. Ja, wat maak jy hier? Mevrou Rademan. En u meneer, wie is u? Sergeant Admiraal Hoender Greiling, speurder van die polisie, senior oftenaar eerste klas. OPE nogal ook. Meneer Silje, een vraag en een antwoord, asseblief. Wat presies het u gedoen vandat u die kantoor verlaat het totdat konstabel mens u opgespoor het? Niks nie. Ek het die spaarwiel in my motorkar gepak en toe sigarette by die kafee gaan koop en daarna 'n biertjie gaan drink. Meneer Silje, het u 'n hoë agting gehad vir meneer Rademan? Wel, ek sal eerlik wees. Nee, ek kon hom nie verdra nie. Het u hom dalk vermoor? Nee. Maar die moordenaar moes sy besoeker van 5:30 gewees het. Wie was dit? Geen idee nie. Wag. Meneer. Zakken. Maar hy het nooit opgedaag nie. Ken jy hom? Maar hy het 'n vreeslike snaakse aksent. Ek dink eers hy maak 'n grapie. Baie beslis 'n Hollander. Kon dit 'n valse aksent gewees het? Moontlik. Meneer Silje, daar word beweer dat u 'n diepe vriend van mevrou Rademan is. Intieme vriend? Nee. Maar ek weet waar die pyl vandaan kom. Wil jy stry? Juffrou van den Berg maak 'n fout as sy dink dat ek 'n verhouding met mevrou Rademan in die gang het. Ek respekteer haar. En dalk is ek verlief op haar. Wie weet. Oh, shame. Jammer om die skindertong van die kantoor te leer te stel. Hoekom het u na meneer Silje se woonstel toe gegaan? 3 maal per week. Ek het mos gesê dis hy. Mevrou Rademan, is dit waar? Ja, my is nou op 'n dwaalspoor. Ek het gegaan om my ou vriendin wat my man my belet het om te sien te ontmoet. Dis al. Leuns. Stil jy. Meneer Silje, het u mevrou Rademan se vriendin al ontmoet? Nee, nog nooit nie. Ek het die sleutel in die posbus gelos en dit dan weer daar gekry. Is juffrou Grietjie Goos? En wat se sports is nou weer aan die gang? Is dit 'n grap? Die Rademan is afgestorwe. Ooh, jippie, dan het ons môre vakansie. Mens, gaan staan onder en kyk laat niemand die gebou verlaat nie. Sergeant, Niemand is jammer nie. Almal is tevrede. Dit is verskriklik. Mevrou Roos, hoe het u met u baas oor die weg gekom? Ooh, verdedig vir die vales, rats wegvlug, jou los bikkel. Leonard. Omdat hulle jou nooit op 'n trein of 'n bus of in die queue knyp nie, moet jy nie sê daar is nie busse of queue nie. Skandlik. Op 'n dag het hy my vasgegryp in sy kantoor en my omhels. Ooh, hulle was 'n mooi een. Ekskuus mevrou Rademan, maar dit is so. En toe, edele Susanberg, het jy daar aangekom en alles gesien, nie waar nie? Dit was 'n misverstand. Hy het my alles verduidelik. Ek hoor jou, dit was 'n misverstand. Hoekom het jy dan gehuil? Jy het 10 minute lank keel opgesit. En toe ek daar inkom, het sy Die vark. Geldverduistering is 'n ernstige saak, my liewe Annetjie. En nog boonop afpersing. Ek het klaar gespeel met Peppler. En die baas oor rondom met 'n bietjie eter. Logan, wat vir Peppler geken het, begin lontryk. Hy het eers voorgegee om saam te speel. Maar jou tog probeer waarsku. Ek het hom agtervolg en in die huisbak stil gemaak.
Wanneer gaan jy nou op hom die gestil maak kry? Is Riek. Sodra jy ook stil is, my liewe Annetjie. Help my! Ek is sleg vernies vir jou. Susan Greiling het elke woord gehoor wat jy gesê het. Ek kan my kom onder! Help my! Maak oop die deur in die naam van die gereg. Maak oop die deur! Breek op die deur! Ek kan nie, is te sterk. Ou storie! Staan stil of ek skiet. Geef my die bangers. Nou, doe het vir my gesê jy alleen is hierbo. Toe sluip ek siekies by die brandtrap op en sit die ander kant soos 'n uil op 'n kluit en wag. Wie is Doep? Doep, jy kan maar aankom, die mense is behoorlik. Dis nou Doep en dis Miss M. Dis die privaat speler wat in die radebaan aangestel het om sy vrou te agtervolg. Ons speel altyd saam pinball. Aangenaam. Hy maar jy lyk nie so kerel wat ek gehad het. Hy was waterfiskaal op van wyk. Blaas ek jou nou. Kyk nou, mors jy ons almal se tyd vir jetjie. Vermy! Ek hoop hulle sit jou foto in die koerante, Miss Ed. Ja, dat jy met 'n platpoot sal trou. Mannetjie, die ou wat 'n strop om my nek. As ek my nog gebore. Vermy! Wat het jy beval? Vermy! My hoendertjie. Jy nou 'n bietjie trots op my. Joe, jy was dapper geweest, Annetjie. Sal jy nou ophou om skaam te wees om te erken dat ons vriende van ons jeugtyd af is? Van ons kleintyd, hè. Ja, joh. Vrou en jou kinders is seker baie trots wees op jou. Annetjie, ek het vir jou gejok. Ek het nie 'n vrou nie. Kinders. Maar kom jy dit nou gesê? Ag, man. Ek het gedink, ek's maar 'n ou nat hoender. Wie wil met 'n platpoot trou? Dit verander ons alles. En jy het daai symste paar platpote my wit satyntjies by die matriekafskeid filters gedra. Annetjie, man. Jy het behoorlik gepropose. Nee. Ja. Jy het my al hierdie jare op die rak laat sit. En jy skuld my nog 'n laaste wals. Sal jy my vergewe? Een voorwaarde. Dis vir jou skrikkeljaar en ek vra jou om met my te trou dag en nag. Jy dreig alweer. Pieter, aspirin. Drink 2. En ek wil duisende wit lemonbloei sal sê. Anna, Johanna, Susanna, Baker. Neem jy hierdie man as jou wettige eggenoot? Ja. En Hendrik Goliath, Greiling, neem jy hierdie vrou? Ja. Hoender?